Herstelde huweliksgetuienis. Aardse man is oorgeplaas en ek het geweier om saam met hom te gaan. Melissa, hoe het jou herstelreis eintlik begin? Ek wil my hemelse man bedank wat my toegelaat het om deur hierdie woestyn te gaan en my te wys hoeveel ek gedwaal het, omdat ek godsdienstig was. Ek was altyd 'n baie twisgierige vrou. Alles moes op my manier gebeur en sonder dat ek dit besef het ek my man seer gemaak. As ek terugkyk, sien ek hoe dwaas dit was omdat ek nie my huis op die rots gebou het nie. Dit het my man in alle opsigte verwerp laat voel, insluitend ons intieme lewe. Ek was so dwaas toe my aardse man oorgeplaas is van waar ons gewoon het en ek het geweier om saam met hom te gaan, want ek het gekla dat ek in 'n klein dorpie sou moes woon en my huis moes verlaat. Ons het 2 jaar apart van mekaar en in aparte huise gewoon. Hierdie fisiese afstand tussen ek en my man het my ook emosioneel van hom af laat distansieer, omdat ek wou hê dat hy die Here moes leer ken en ek het 'n junior, Heilige Gees gespeel. In plaas daarvan om die Here vir homself te soek, het my man aggressief, verwyderd en hartseer geword en op 'n dag toe hy van die werk af by ons vakansiehuis kom, het hy gesê dat hy nie meer weet wat hy vir my voel nie, dat ons baie anders is en dat dit beter was vir elkeen van ons om haar eie gang te gaan. Ek het uiteindelik besef dat dinge nie so goed was nie, dat my huwelik aan die verbrokkel was. Ek het paniekerig geraak en my man net 'n bietjie meer tyd gevra. Ek het hom gevra om te probeer verander en ek sou ook probeer verander. Toe vra ek hom om my saam te neem na waar hy werk, maar hy het gesê dat hy dit nie meer wil hê nie. Ek het vermoed dat hy 'n ander vrou het, maar hy het dit altyd ontken. Ons het dus nog 8 maande in hierdie situasie gebly, voortdurend beklei. Dit was baie lyding vir ons albei en gou het die slytasie ons albei geraak. Toe soek ek eendag bewyse van 'n ander vrou en ek het 'n paar foto's gevind toe ek na sy e-posrekening kyk. Ek het baie verskriklike dinge vir hom gesê en gedink dat hy my om vergifnis sou vra. Tot my teleurstelling en skok het hy gebieg dat hy regtig 'n ander vrou het, dat hy van haar hou, dat hy my nie meer liefhet nie, dat hy nie van plan was om in ons huwelik te bly nie, en hy het heeltemal uit die huis uitgetrek. Melissa, hoe het God jou situasie verander terwyl jy hom van harte gesoek het? Op die hoogtepunt van my pyn, nou heeltemal alleen, het ek op YouTube na herstelde huweliksgetuienisse begin soek en 'n opmerking het my aandag getrek. Dit het gesê, God kan jou huwelik herstel. Hy het myne herstel. Ek het hierdie suster wat dit gepos het, gekontak en sy het my na die webwerf uiteindelik hoop.com gestuur en ek het net geweet dat dit my goddelike afspraak was. Ek het die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel begin lees en toe het die skubbe van my oë afgeval. Dit het in 'n oomblik gebeur nadat God met my gepraat het. Ek kon sien hoe ver ek van sy beginsels af was, alhoewel ek kerk toe gegaan het en hoe ek genadeloos teenoor my man was. Ek het God met my hele hart begin soek, berou gehad oor al my sondes en al my pyn en teleurstellings aan hom gegee. Ek moes verander. Ek kon nie voortgaan om twisgierig, aggressief en angstig te wees nie. God het gesê dat hy huwelike herstel, maar ek het my voorgestel dat dit te lank sou neem. En daarom het ek my daarop toegespits om myself reg te stel met my hemelse geliefde en enige herstel aan hom oor te laat. Melissa, watter beginsels uit God se woord of deur middel van ons hulpbronne het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Die beginsel van laat gaan.
nie in my man se pad te staan nie, nie te wil weet oor sy lewe en die ander vrou nie. Die beginsel om te weet hoe om stil te wees, was moeilik, omdat ek altyd iets te sê gehad het, en om myself te regverdig. Maar ek het geleer om te luister, sag te bly en stil te reageer op alles wat hy gesê het. Die beginsel om liefdevolle en lieflike lippe te hê, om oor die woord van God te pyns en die Bybelverse, soos sy beloftes aan my, te bid. Melissa, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Weet jy, gedurende die baie ure van eensaamheid, wanneer die pyn so sterk was, sou ek 'n lofsang opsit en huil soos 'n kind en op die skoot van my hemelse Vader klim. Iets baie moeilik was om die skande te hanteer. Niemand hou daarvan om verraai te word nie, en ek was baie skaam oor my gebroke huwelik. Dit was moeilik om sekere opmerkings van familie en vriende te hoor, maar ek het aan God se beloftes vasgehou en vertrou op sy optrede, wetende dat hy sou voltooi wat hy begin het. Melissa, wat was die keerpunt van jou herstel? Die keerpunt was toe ek geweet het dat dit goed gaan met my. Ek het geen angs meer gehad nie, en ek het my lewe lief gehad saam met my hemelse geliefde. Ek het op die punt gekom wat ek nie wou gehad het, dat my huwelik herstel moes word nie, maar vir my hemelse man gesê, dat God se wil sal geskied. My man het opgemerk dat ek gelukkig was, baie anders as die vrou wat hy agtergelaat het. En toe het hy na my begin soek, gesels en daarna gesoek om intiem te wees. Ek was altyd goedhartig met hom en het hom nie een keer agterna gesit nie. Nadat ons intiem was, het ek net opgestaan en vertrek. Nadat ek vir my hemelse man vertel het hoe seer dit was om so naby aan hom te wees en dan uit te loop. Dit het my aardse man geskok en later het hy gesê dit was 'n wekroep en hy het begin bekommerd raak dat hy my verloor het. Melissa, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Melissa, het jy vermoed of kon jy sien dat jy naby aan herstel was? Op 'n dag het hy na my begin soek en gesê dat hy nie kan slaap nie, dat hy baie aan ons dink. 'n Dag of 2 later het hy my gebel en gesê dat ek nie veronderstel was om te dink dat dit vir ons verby was nie, dat daar 'n kans was dat ons kan terugkom en weer saam kan wees. Ek het al hoe meer begin ontkoppel, my selfoon afgeskakel en geen e-pos beantwoord nie. Ek wou my net daaraan wy om tyd saam met my hemelse geliefde deur te bring. Intussen het God my man se hart op my gerig. Op 'n dag het my man 'n boodskap gestuur dat hy lief is vir my, dat hy wil terugkom, dat hy klaar is met die ander vrou. Toe het ek gesê dat ek hom onvoorwaardelike liefde en vergifnis wil bied, dat hy my man is en dat ek by hom wil woon. Hy was egter nog 'n bietjie verward, omdat hy in 'n ander stad gewerk het. Daarom het hy uiteindelik nog 15 dae daardeur gebring. Ek bely dat ek aanvanklik bang was dat hy sou tou opgooi, maar toe onthou ek dat ek in elk geval nie in herstel belang gestel het nie en het regtig gelukkig geraak. Ek het my aandag daarop gefestig, om my geliefde te soek en het net kort met my man gepraat as hy my gesoek het, totdat hy my gebel en gesê het dat hy op pad was, ingepak het en na ons huis gery het. Hy het teruggekom en die volgende week is hy na ons stad oorgeplaas waar hy nou werk. Melissa, sal jy enige van ons bronne aanbeveel wat jou gehelp het? Ja, ek beveel alle materiaal aan, veral die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel. Die kursusse, video's
en die bemoediger. Melissa, sal jy belangstel om ander vroue aan te moedig? Ja, ek het hulp gekry omdat iemand hoop op YouTube geplaas het. Ek wil in staat wees om ander vroue wat deur hierdie situasie gaan, te help en hoop dat iemand wat dit lees, getuienisse sal plaas om hoop te gee aan die hopeloses wat bang en alleen is. Hoe dit ook al sy, Melissa, watter soort aanmoediging wil jy ten slotte by vroue laat? My geliefdes, moenie opgee om vir jou gesin te veg nie, want dit is die wil van God vir jou. Geniet die herstelreis en kry meer intimiteit met die Here. Laat jouself deur hom vorm. Vertrou op sy woord. Laat jou hart in hom rus, want elke belofte wat God aan jou gemaak het, sal hy nakom en jy sal nie beskaamd wees nie. Want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Daarom is dit ook deur Christus se toedoen dat ons, om God te verheerlik, daarop amen sê. 2 Korintiërs 1 vers 20.